Ek hoop jy glo nog steeds hierdie eenvoudige I can see myself in the future and I look much better than I look right now. Dis een ding om te sê as alles honkie-dorie is iets anders om dit te sê as môre vol onsekerheid is. Dan moet jy nog steeds kan sê I see myself in the future and I look much better than I look right now. O, Here, daar is net een amen gewees. Liewe Jesus, help ons. Ek gaan met jou deel uit Jesaja uit. Ons is nog steeds in ons reeks rondom die natuur van God, die karakter van God. En ek dink vanmôre dis nogal baie presumptuous om te dink dat een mens persepsies, interpretasies, waarnemings uit die woord uit kan deel oor wie God is en wat God doen. Maar dis juis deel van ons journey met God. En ek wil inleidend jou herinner dat in Jeremia 31 waar die woord die nuwe verbond se elemente vir ons uitspel, is een van die uitstaande realiteite en commitments wat God maak toe Jeremia profeteer oor wat die nuwe verbond inhou. Dus een van hierdie goed, I will reveal myself to you. En ons verwys teologies daarna as the covenant of self-revelation. Wil jy moet weet, soos wat jy hier sit, is dit God se intensie en hy het 'n verbond daarmee gemaak toe Jesus sê, dit is volbring. Toe sê God, deel van hierdie liefdesdaad van my is, I'm going to reveal myself to you. En al wat ek en jy nodig het om te doen, is om net te sê, Here, wys my wie U is. Eenvoudige teologie is, as ons in sy beeld en sy gelykenis gemaak is, dan beteken dit met ander woorde, hoe groter die openbaring van wie God is, hoe groter is my verstaan van wat het hy my geskape om te wees. Ja, daai was 'n goeie waarheid. Moet ek dit herhaal dat julle net kan? Hoe groter my openbaring van wie hy is, hoe duideliker is die ervaring, verklaring, belewenis van wat hy my geskape het om te wees. Because in the revelation of who he is, I find the tselem and I realize this is what he has destined me for. Dis wonderlik wanneer ons sê dat Jesus is 'n voorbeeld vir my en is absoluut waar. Maar die ander waarheid is, Jesus is ook 'n voorbeeld van my. Dat wanneer ek die verhouding sien wat hy met God die Vader gehad, dan kan ek in sy voorbeeld volg en ek verstaan, he's not just an example for me, he's an example of me. En die woord sê, as he is, so are we in this world. So in die lyn van daai verbond van selfopenbaring, gaan ek gou Jesaja toe so 'n bietjie en ek gaan net aan goed vat wat gebeur met my en met jou en wat so iets van God self sê. Ek probeer om concise te wees uit 'n hoofstuk uit of uit 'n vers uit. So ek vat vanmôre weer net 'n hoofstuk en dan vat ons net weer van die woordwaarhede wat daar gekommunikeer word. So kom ek establish net credibility. Die ou wat met ons praat vanmôre is 'n ou wat nommer 1 nie 'n Bybel gehad het nie. Hy het nie die Bybel gehad wat ek en jy het nie. Ek en jy leer God ken deur wat die woord sê en wat ander vir ons leer uit die woord uit. Hierdie ou het nommer 1 nie 'n Bybel gehad nie. In die tweede plek, sy sonde was nie weggewas deur die bloed van Jesus soos wat my en jou sonde was nie. In die derde plek, hy het nie die inwonende Heilige Gees gehad soos wat ek en jy dit het nie. So ek sê vir jou by implikasie, dat jy is beter af as hierdie ou in jou walk met God. Ek gaan rewind, ek gaan myself herhaal hier. Hierdie ou het nie 'n Bybel gehad nie. Sy sonde was nie weggewas deur die bloed van Jesus nie. Hy het nie die inwonende Heilige Gees gehad nie. En hy loop met hierdie fenominale openbarings van wie God is. Wat ek vir jou sê is dat omdat jy die woord het, geïnspireer deur die Heilige Gees, omdat jou sonde weggewas is deur die bloed van Jesus en jy vanmôre die definisie van geregtigheid is. Jy's die definisie van wat verhouding met God beteken. En omdat jy sy inwonende Heilige Gees het, is jy in 'n posisie waar jy 'n fenominale verhouding met God kan handhaaf. Selfs beter as die verhouding wat Jesaja wat 720 jaar voor Jesus gelewe het, gehad het. You are privileged. So om credibility te establish, Jesaja is die ou wat skryf onder andere in Jesaja 40
Die gras kan verdor en die blom kan verwelk, maar die woord van die Here sal bly tot in ewigheid. Yes. Onthou, hy het nie die Bybel gehad nie. Ons praat nie van die woord nie. Jesaja profeteer, the grass may wither and the flower may fall, but the word of the Lord shall remain forever. Ek praat van ervarings van, dit is wat God sê, en nou sê hy, the word of God shall never fail. Dis dieselfde ou wat in Jesaja 41 sê, die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle runner versie, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. So of jy nou loop en of jy hardloop, it's all the same, you don't get tired, man. Ek wens. Daar is net 'n halwe waarheid. Dis proverbially. Dis dieselfde ou wat in Jesaja 42, hoor jy nou waar is ek nou? Jesaja 40, 41, 42. Dieselfde ou wat in Jesaja 42 sê, dat God sal 'n geknakte riet nie verwerp en hom in die vuur gooi nie. Oh, wie was al geknak? Wie se rietjie het gevoel, al gee die wind waai nou dwars deur. Selfs in vir daai gebreekte riet sê God nie, ek gaan jou verwerp nie. En Jesaja kom met waarheid op waarheid op waarheid, hoe hy God beleef, raak sien, ervaar. En hy pen 720 jaar voordat Jesus gebore sou word, kom hy in Jesaja 53 en hy sê, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement that brought peace was on Him, and by His stripes we are healed. Dis dieselfde ou wat in Jesaja 9 na Jesus kyk in die lens van die toekoms en hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. Julle moet meer ek sê. Hanko, kry vir my 'n haleluja of 'n klap jou hand daar, emoji, something net op iets. Hier is 'n credible ou, met ander woorde. Jesaja 60 sê hy, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Dink jy ons kan van hierdie ou leer? Alright, kom ons gaan Jesaja 5 toe. Want hierdie is een fenominale karakter. Ek lees vir jou uit die Amplified uit. Ja, ek het al baie oor hierdie spesifieke hoofstuk of uit hierdie hoofstuk uitgepreek en vanmôre net so 4 grepe, spesifieke goed wat so kluster van waarhede en belewennisse en realiteite is wat net van ons 'n bietjie borduur. Ewert, wie is God? Hy begin met in die jaar wat koning Osia gesterf het. So ek gaan net gou so 'n bietjie geskiedenis gee. Jesaja was die tydgenoot van onder andere die profeet Amos, Hosea en Micha. En Osia was 'n goddelike koning. Geskiedenis vertel dat Jesaja gemartel is en doodgemaak is. Hulle het hom letterlik in die helfte deurgesaag terwyl hy lewendig was. Maar hierdie ou, in 'n jaar wat die volk in turmoil is, daar onsekerheid is, onstabiliteit is, want die koning sterf skielik, 'n koning wat op 'n goddelike wyse regeer het, sterf, en die volk is in 'n plek van verwarring, en Jesaja het hierdie goddelike openbaring, hy skryf, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. Hierdie is 'n waarheid. As dit lyk of die goed rondom jou uitmekaar uitval, you need to see the Lord high and lifted up. En partykeer is dit nodig dat die konings van hierdie wêreld in ons lewens net disappear, sodat ons die koning kan raak sien. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and lifted up. Kom ek lees vir jou. Ek het hom sommer. In a vision, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the skirts of his train, van die vertaling sê, the train of his robe filled the temple. Jesaja het hierdie profetiese droom, of hy wakker is of aan die slaap is, we don't know, maar hy sien God se heerlikheid, en hy sien die troonkamer van God, en hy sien hoe die heerlikheid van God hierdie troonkamer vul. Ons begin God se natuur ontdek wanneer ons eerste besef, en dis die intensie van sy selfopenbaring, sy verbond van selfopenbaring, is altyd hierdie die fokus, dat ek en jy sal verstaan, dat hy is koning, en hy regeer. Kan ek en jy vanmôre
in die konteks van wie is God? Wat is die natuur van God? Jesaja se openbaring vat alwyn en dan kan ons hom in sy troonkamer sien en weet, even if the king dies, I see the Lord seated on the throne. In God se selfopenbaring in my en jou is hierdie altyd sy hoogste agenda, dat ek en jy sal sien, hy's God. Hy's God. En die realiteit is, in die lig van daai waarheid, is daar baie ander goed wat skielik glad nie meer saak maak nie, want hy is God. Ek lees net hierdie vir die konteks, want laat ons so 'n bietjie die gees van sy ervaring optel. Above him stood the seraphim, serafs waarvan ons praat. En dis vers 2. Ons weet die serafs is hierdie ouens wat die engele, goddelike hemelse wesens wat 6 vlerke gehad het, 3 stelle vlerke. Met 1 stel vlerke het hulle gesigte toegemaak, met 1 stel vlerke het hulle gevlieg, en met 1 stel vlerke het hulle voete toegemaak. En hulle werk was eenvoudig dit, hulle roep die een vir die ander een, en daar skrifverwysing op skrifverwysing wat sê, soos wat hulle stemme bulder in die hemel, en hulle een vir die ander een na God kyk, en sê, heilig, heilig, heilig is die Here, dan sê die woord dat die fondasie van die troonkamers van God skud. Dis bietjie hoog op die rigterskaal daai. Jesaja sê, ekskuus my vriende. Ja, hoekom niemand vir julle sê eers iets nie? Prys die Here. He's human after all. So Jesaja 6 vers 1 was daai, see the Lord high, 2 serafs. Vers 3, one who cried to another said, holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. Vers 4, presies wat ek nou gesê het, en daar's 'n paar van hulle, and the foundations of the threshold shook at the voice of him who cried, and the house was filled with smoke. Jesaja sê nou rook, want hy weet nie wat is dit wat hier nou gebeur nie, maar die Hebreëse woord kabot is dit wat gebeur, die heerlikheid van God vul daai troonkamer, soos op die aardse tabernakel, wanneer die priesters diens gedoen het die teenwoordigheid van God soos rook die allerheiligste gevul. Iets gebeur met hom in hierdie hemelse wese ervaring. Nommer 1, hy sien God op die troon. Nommer 2, hy sien die serafs. Hy hoor die geskit van die troonkamer se fondamente. En die eerste ding wat met hom gebeur persoonlik, is hy kyk na sy menslikheid en hy besef, in die openbaring van wie God is, wanneer ek en jy sy natuur en karakter raak sien as God, as koning, as verhewe, die onmiddellike gevolg daarvan is, ek en jy kyk na onsself en ons besef, ek is net 'n mens. Ek is net 'n mens. Then I said, woe is me, for I am undone and ruined, because I am a man of unclean lips. Hy sien sy eie menslikheid, eie sondigheid, eie vuilheid, maar hy kyk ook na die mensdom en hy sê, maar Heer, ek is nie die enigste vuil ene nie. I dwell in the midst of a people who have unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Nou wil ek vir jou sê, wanneer ons na onsself kyk, ons menslikheid, ons vuilheid, ons feilbaarheid kyk, buite die konteks van wie God is, dan voel ons soos 'n absolute mislukking. Maar, en ek gaan hom nou net sê soos wat hy is, sonder bewustheid, sonder 'n openbaring van wie God is, gaan jou net los in 'n plek van veroordeling. Maar Jesaja beleef iets onmiddellik daarna. Hy sien God se heerlikheid, hy sien sy eie feilbaarheid, en hoor in vers 7 wat gebeur. Want hier kom ons nou perspektief. Hier kom ons nou by daai plek waar ons verstaan dat as God 'n openbaring, 'n verbond het om homself aan ons te openbaar, dan sit nooit om te sê ek is God en julle is vuil nie. Dis die openbaring se objektief is hierdie: ek is God, jy is mens, ek het jou lief en jy het my nodig.
Want onmiddellik gaan hy in 'n wonderlike realiteit en dit leer ons iets van die karakter en natuur van God. Dat God my so lief wat hy los my nie daar in my vuilheid, menslikheid, feilbaarheid, vuil lippe tussen mense met vuil lippe en vuil hande nie. Hy kom in vers 7 en sê, "And with it he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lip. Your iniquity and guilt are taken away, and your sin is completely atoned for and forgiven." Het ek nou nodig om vir jou te vertel dat Jesaja 6 vers 7 praat profeties van die klaarwerk van Jesus. Dit spel vir my en jou uit dat daar gaan 'n tafel wees eendag wat jou gaan herinner dat Jesus het alles gedoen. Daar gaan 'n man op 'n kruis wees en hy sien net hierdie faalbeelde, maar hy beleef hierdie raak my lippe aan en skielik is daar verlossing. En dis hoekom ek sê dat as ons na God se heerlikheid, ons menslikheid en ons sondigheid kyk sonder dat ons die konteks van sy verlossingswerk raak sien, dan sit ons net in 'n plek van veroordeling. Dan voel ons, ag Here, daar's nie hoop vir my nie. Maar Jesaja kom in daai plek waar hy God sien, homself sien en onmiddellik nog voor hy te veel kon fokus op sy eie feilbaarheid, toe kom die engel en hy vat 'n kool en hy sê, "Kom ons deel net met al daai goed van jou wat jou laat onwaardig voel en nou laat dink ek kan nie voor hierdie heilige God staan nie." Want daar was 'n rede. Want die onmiddellike gevolg van openbaring, selfbewustheid, sondevergifnis, stap 4, en hierdie help ons om te verstaan wie God is. Onmiddellik na sy, for the lack of better words, cleansing, is daar 'n calling. Calling. Vers 8. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Ek het hierdie jare terug baie dramaties gepreek oor daai spesifieke vers. Ek wil hê jy moet saam met my net so 'n bietjie jou verbeelding gebruik. Kan jy dink Jesaja is in hierdie hoekie van die tempel, van die troonkamer van God? Hy sien God op sy troon. Hy hoor die serafs roep een vir die ander een, heilig, heilig, heilig. Hy kyk na homself en diep bewus van sy sonde en sy verganklikheid. Die engel kom, vat hom na daai plek toe van vergifnis, vryspraak. Hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtighede is mee gedeel. En skielik het hy vrymoedigheid. Die volgende wat gebeur in die troonkamer van God, terwyl hy daar in 'n hoekie wegkruip, nog steeds bewus van sy menslikheid, maar nou net hierdie nuwe verlossingservaring wat hy gehad het, hoor hy God sê, wie sal ek stuur, wie sal vir my gaan? Kan jy imagine Jesaja tussen die engele deurloer? Niemand respond in daai hemelse troonkamer nie. God sê, who will I send? Who will go for me? En raai wat gebeur in die hemelse troonkamer? Silence. Nobody moves. Want God het nou net gevra, wie sal gaan? Dink jy vir 'n oomblik hierdie in? Niks gebeur nie. En Jesaja besef, ja, hy's God. Ek is mens, maar ek is vergewe. Ek is skoon. En in sy menswees is die enigste manier waarop hy kan reageer in hierdie, hy is God. Ek is mens. Hey, ek is skoon. Al wat hy kan doen is hy sê, Here am I. Send me. Is onmoontlik om God te begin raak sien. Nie kinderlik bewus te wees van jou eie tekortkominge nie. Nie elke dag by daai plek te kom waar jy sê, I need your cleansing again in my life. En saam met dit onmoontlik om nie ook na 'n plek toe te gaan waar jy sê, Here, hier is ek, stuur my nie.
if He reveals Himself, by grace show you, not to condemn you, but to help you understand, I can't do this without Him. Deals with my sin. It's never just for the sake of dealing with my sin. It's so that I can go to this place of boldness where I say, well, if you are God and I am man and you've dealt with my sin, there's only one thing left to do. It's to say, here I am, send me. That's the preach. Yeah. That's the preach. Daar's geen lewe beter, meer vervullend in jou toekoms moontlik as jy nie vandag saam met my na hom kan kyk en sê, I see the Lord high and lifted up. Daar's geen toekoms vir my en jou as ek nie na self kan kyk en sien dat sy woord is nie 'n spieël wat my tekortkominge uitwys nie. Sy spieël, sy woord is die manier hoe hy met my sonde en ongeregtigheid deel. Ek lees in die weke 'n mooi gesegde raak. 'n Man sê vir iemand wat hom kritiseer, sê hy, Jesus kon 'n klip gooi, maar hy gooi 'n sagte lappie. Sien toe hy die vrou by die put sien, toe sê hy nie vir haar, gaan al die priesters, ek gaan saam met hulle gaan ek jou stenig nie. Hy extend liefde na toe. En soos in Jesaja se lewe, is die openbaring van hoe wonderlik groot, goddelik, heilig hy is, nie om my te veroordeel nie, is om my na daai plek toe te vat, waar ek sê, I need your work of salvation. En nou kom hy met sy reddingswerk, in Jesaja, die beeld van die koeltjie op sy mond, en die reiniging wat plaasvind, analogie. Daar is soveel voorbeelde uit die woord uit wat typerend is van Jesus en wat hy sou doen. En dit vat my alles net in daai plek toe waar ek en jy kan kom en sê, Here, hier is ek, stuur my. Weet jy wat die wêreld nodig, in my opinie? Manne en vroue soos ek en jy, wat net elke dag loop met hierdie bewustheid van wie is God. Nie sonde bewus bly nie, nie selfbewus bly nie, maar mindful bly hiervan. I can't do this without Him. Verstaan dat sy verlossingswerk is nie 'n once time experience way back when nie. Maar Gustav verstaan nie dat ons is die geregtigheid van God nie. Ja. Ek verstaan ook, Jumpy, dat ek is elke dag weer by daai plek waar ek sê, I surrender, Lord. En dan vat daai surrender, vat my elke dag weer na daai plek toe waar ek sê, Here am I, send me. Dit klink na 'n eenvoudige evangelie daai en dit is eenvoudig. Ek het baie interessante gesprekke op hierdie sypaadjie gehad in die laaste amper 19 jaar. Vanmôre weer een van hulle. Dank die Here, dit was nie met 'n dronkie of iets nie. Kan ek julle 'n funny een vertel? Ek is een wintersoggend hier buite, nadat die neighborhood ons wakker gehou het vir ure daai nag. Dit was noisy. Dit was oproerig, dit was dronkenskap en alles wat daarmee te paard gaan in hierdie parkeerterrein hier langs ons.
Ek is daai aand met 'n redelike spoed by die balkon se deur uit met 'n koekie seep in die hand. As ek 'n Everready battery kon kry, het ek hom probably gebruik, maar ek het nie. Ek het besluit die koekie seep is die eerste en die beste ding wat ek in die hand kan kry. Want ek het van Dawid en Goliat gelees en as hy dit kan doen met een klip, kan ek dit doen met een koekseep. En ek het daar van die balkon af laat looi met daai koekieseep. En toe hy die plaveisel tref daar, toe spat hy in sulke stukke en soos wat die stukke seep spat, het die gespuis ook gespat. Dit was ergens in die middernagtelike ure. Ek vertel nou net 'n funny storie. Ek wil weer die kontras verduidelik. Want dis maar 'n bietjie deel van hoe ons lewe is, né? Dis nie altyd net lekker rustig slaap nie. Soms het jy nodig om die koekieseep te vat en met die situasie te deel. Ek is daar die einste Sondagmôre op die sypaadjie met 'n gardenwerk. Julle weet as ons eendag hemel toe gaan, as jy deur die poort stap en jy hoor dan weet, hy's al klaar hierso. Hy's al weer besig met daai gardenwerk. Ek is met die gardenwerk, een van die, ek dink 6 of 9 wat ek in 18 jaar opgewerk het hier buite besig. En 'n vrou kom, dit was regtig donker daai oggend. 'n Vrou kom met 'n flits. Sy kyk my so en flits kom so na my gesig toe ook. Sy sê, sy praat snaaks, ek kan nie lekker. Sy sê, did you see my phone? Sy sê vir my. Ek sê, I'm sorry, what do you mean did I see your phone? No, I was running last night and I lost my phone. Ek sê, running from where? No, from the parking. Interessante gesprekke op die sypaadjie. Vanmôre kom 'n jong ouetjie, mooi swart broek, so donkerblou soliede kleurhemp, so draagsak oor sy skouer. Hy sê, excuse me, baie well spoken. May I ask you something about this church? En loop ek met my vuil tekkies, my T-hemp, my hare was nie soos nou nie, dit was net plat knyptang in die hand. Ek wil nie regtig praat nie. But can I ask you something about this church? I say, sure. I say, what denomination is this? I say, we are a Pentecostal church. Oh. Can you tell me what you believe? My eerste antwoord is toe nou so 'n bietjie antagonisme in. En ek sê, that is a very long answer. En vir so oomblik reageer hy nie en ek besef, that was not the right answer. Let me simplify it for you. En ek sit my emmer neer. Ek sê, excuse me, that was not the right answer. I'll simplify it for you. I'll tell you what we believe. We believe, number 1, that we are saved by grace. We believe that Jesus is King and that the Holy Spirit is real. En vir 'n oomblik is daar 'n moment van koneksie. Sy antwoord het my geskok. Hy sê, I read Ephesians 2 this week and it sounds like you took those 3 things just out of Ephesians 2. Die vraag was, may I come to church? I said, yeah, I'm in my last month. I'm only here for a few more weeks, but you're welcome to come to church. But this is it. This is the gospel. Sê Jesaja, hy is God, ek is mens. I need salvation. Lord sent me. Saved by grace. Jesus is King. And the Holy Spirit is real. Kom ons bid. Here, ons kan nie begin om te verstaan wat Jesaja ervaar
op daai lewensveranderende dag, toe die koning sterf, en haar verwarring in Israel is, oor hoe nou. Maar binne in dit het die ou wat nodig gehad het, om hierdie te ervaar, sodat hy 3 hoofstukke later kan profeteer, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Sodat hy later kan sê, die gras sal verdor en die blom sal verwelk, maar die woord van die Here sal bly tot in ewigheid. Sodat hy kan sê, die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en word nie. Sodat hy kan sê, my God sal die geknakte riet nie verwerp nie. Sodat hy kan sê, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, and the chastisement that brought peace was on him, and by his stripes we are healed. Sodat hy kan sê, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon. Al hierdie mooi goed wat hy profeteer, begin by, I saw the Lord seated on the throne, high and lifted up. I heard the seraphim cry one to the other, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Then I looked at myself and I said, oh, woe unto me, for I am an unclean man with unclean lips that live amongst unclean people. Then the angel of the Lord came and he took a coal from the altar and he touched my lips and he said, behold, your iniquities and your sins are forgiven. Then I heard the Lord say, who will I send and who will go for me? And then I had no option but to say, here am I, Lord, send me. I pray in this church from this day forward that every morning that there will be a fresh revelation of who you are, how much we need you, how you loved and saved, but also, Lord, how you are calling to this people, saying, whom shall I send? And who will go? And would you help us then respond by saying, here am I. Jy kan die sinnetjie klaarmaak. Send me. Lord, I pray that our days will be filled continually with a fresh revelation of who you are. We will see your glory and your splendor. That we will not get stuck when we realize our fallibility. That we will daily embrace, as in Isaiah 6 verse 7, your glorious work of salvation. And that we will daily see the unfolding of your divine destiny as we respond not only with our lips, but a heart that says, here am I, send me. I pray your favor, your grace over this family in Jesus' name. Lord, we are in agreement in this season of transition that God is with us and God is for us. I pray that this place would be a place that is known for this, that, man, I had a throne room experience there. I pray that in this place that you will cultivate a heart amongst your people who love your presence more than anything. And in the experience of who you are, the revelation of who you are, that we will find fulfillment and joy in Jesus' name. We give you glory.